Suzette wat ziek is en klein Lea is ziek en ons denkt aan die leider wat nog ziek by die huis is, dat die Here hulle sal aanraak. Amen, en vraag met ons, hy sal open vir ons met gebed, dan gaan ons eindig ons liedjes. Prijs die Here, voordat ons aangaan met gebed. Ons is dus allemaal welkom in die huis van die Here. Daar is iemand nog nie gegroet het, die groet gaan gaan sê, hallo vir die ander persoon. Ons sê net, hallo, prijs die Here. Ons is ons familie, broers en sisters, dan weet jy ons, dan gee ons mekaar 'n uitdrukkie, dis vir ons, ek weet nie, dis vir my familie, dit doen, halleluja. Kom ons sluit ons oor, asseblief. Here verhoorde, kom ons hier na U toe, met blydskap in ons harte, want die Gees van die Here het gesê, kom ons gaan op na die huis van die Here toe, want Here, dis waar U aanraak.
lyk vir ons soos die berg Ararat. Maar Here, ek is so dankbaar. As U vir hierdie Soutpansberge sê, word gelyk, opwerp jouself in die see, al in die ver die see, hoe ver hier vandaan, dan gaan U hom, Here, vir ons werp in die see, wat honderde kilo's weg is van ons af. Maar Here, daarom weet ons kan na U toe kom vanoggend. Ons kan hierdie diens in U hande kom gee, en ons kan sê, Here, welkom hier, want U is altyd welkom. Here, en so is elke broer en suster welkom hier vanmôre. En ons wil bid, Here, dat U vir ons een en elkeen sal kom aanraak met U Gees. Halleluja, want sonder U Gees, Here, kan ons nie in hierdie lewe aangaan nie. En ons sê dankie dat ons nog die Gees van God het wat vir ons lei. En daarom het ons die vrymoedigheid vanmôre, Here, om ons dierbares voor U voete neer te lê. Ons dink aan 'n Reinhard wat nie lekker is nie. Here, en ou moet saam met hom. Hy pas sy pappa op. Halleluja. So lekker as al kinders is wat hulle pappas nog wil oppas. Here, dan dink ons aan klein Lia wat siek is by die huis. Mamma kyk na Lia by die huis. En ons wil hulle ook, Here, na U toe bring. Here, en so wil ons vir Suzette na U toe bring. Here, 'n nuwe siel wat U, Here Jesus, dien. Here, maar daar's 'n paar oë wat vir haar vanmôre uit hierdie diens uithou. Ons wil bid en ons bind elke infeksie in haar oë in die naam van Jesus vanmôre. Here, daar's broer wat met sy pyne en goed sit. Ons pleit hom onder die bloed. Here, so pleit ons hulle een en elkeen onder die bloed, want dis die bloed van Jesus wat vir ons gestort is. En die woord van U sê vir ons, deur U wonde het daar van ons genesing gekom. Here, nie sal miskien nie, daar het van ons genesing gekom. En so neem ons die genesing aan vanmôre. Maar Here, ons neem ook die Gees aan vanmôre, dat U deur ons sal waai. Al is dit net so met 'n sagte wyntjie deur ons, Here, kom seën en salf vir ons. Een en elkeen van ons diep en dig in haar kosbare bloed. Maar ek dink ook nou aan Suster Sofia wat smarte het met haar rug. Here, wat moet ingaan vir die operasie die einde van die maand. Here, berei jou pad vir haar voor. Halleluja, ons weet U is op die troon. En ons dank U daarvoor in Jesus naam. Amen. Amen. Dankie Joshua, dan vir die volk staan. En hulle wil nie die Here dien, en hulle wil nie aanvaar wat die Here vir hulle sê nie. Sê Joshua vir hulle, julle moet kies wie julle wil dien. Maar ek en my huis, ons sal die Here dien. En as U vandag dit ernstig die Here bedoel, sing hierdie woorde saam, julle moet kies wie julle wil dien, maar ek en my huis, ons sal die Here dien. Halleluja, Jesus.
jou hand. En ek lei jou na hoogtes en ek lei jou daar waar jy moet wees. Weet jy nie, my kind, ek is 'n God van tweede kanse. As jy vandag 'n tweede kans soek, steek net jou hand uit en sê, Here, hier is ek. Here, gee my nog 'n kans. Halleluja. Here, dat U dit sal wegpas, Here, want ek vra, Here, vergewe my, Here. Vergewe my, en gee my nie nog 'n kans, Here. Here, namens elke persoon wat vanoggend in hierdie gemeente en hierdie diens staan. Here, as daar iets is, Here, wat 'n blokkasie maak tussen ons en U, Here, want U kan nie werk waar daar duisternis is nie. Here, maar U lig verdring die duisternis en die duisternis kan dit nie oorweldig nie. Halleluja, Here, ek bid, Here, maak ons so wat skoon, Here, so wit,
so sneeuw vandag, halleluja. Here, en ek het gesien, Here, mense uit Vader, en Here, ek dink, Here, sy Here aanval. Here, ek bid asseblief dat U haar liggaam nou sal aanraak, Here. Here, dat U sal bestraf elke mag wat probeer om 'n werk vandag in haar liggaam te doen. Here, raak haar nou aan asseblief, Here, ek bid in U wonderlike naam. Here, ek bid dat U hierdie diens sal seën. Halleluja, Here, en ek bid, Vader, dat U U doel sal bereik vandag. Ek dank U daarvoor, ek bid dit in Jesus naam. Amen. Baie dankie, kan jy sit plek weer. Amen. Ek is bly om vanoggend hier te wees, want ek het 'n boodskap van blydskap. 'n Goeie boodskap. Ek het 'n boodskap om nie te bemoedig en nie te versterk en toe aan die koortjies uit om te sê, sy weet nou nie wat sy koortjies om uit te haal. As jy ooit wil sê, jy sal 'n diens se koortjies uithaal, sê vir ons, haal die diens se koortjies uit, dis nie so maklik. Maar as jy gelei om 'n diens se koortjies uit te haal, of een of ander te gee, doen dit. Die Here werk daarin. Amen. As jy woord het, Frans groot daar vir ons opsit, ons gaan nie 'n preek volg en ons gaan net die woord uitgesels. En as jy wil amen sê, sê amen. As jy wil eina sê, sê eina. As jy wil prys die Here, sê prys die Here. Selien sê vir ons mekaar amen. Amen. Hoor jy dit? Daar's niks fout met dit. So as jy wil saamstem, stem saam. En as jy wil eina sê, sê net soos ek gesê. As jy wil sê, ek skaars, ek sê dit. Niemand gaan weet in die tyd. Nie wil kom het wees. Ek fokus aan op hierdie, ek fokus op hierdie. Amen. Maar voor ons begin, ek kan die woord oopmaak in Genesis, hoofstuk 3. Die Here wat nie seker is, is heel voor die Bybel, daar tot dat sy. Terwyl jy daarna soek, het ek 'n vraag vir u, en jy kan dit gebruik as 'n retoriese vraag, of jy kan dit gebruik as 'n vraag wat jy jouself wil afvra vanoggend, of 'n antwoord vir jouself wil gee, maar wat doen jy as jy iets verkeerd gedoen het? Wat maak jy as jy nou weer gevloek het? Wat maak jy as jy nou gedrink het, of as jy nou daardie webtuiste, dis die regte Afrikaanse woord vir 'n website, weer op daardie website ingegaan het, daardie vir jouself gesê, ek gaan dit nie weer doen nie. Wat maak jy as jy weer val vir die liste van die wêreld? Wat maak jy as jy self nou weer gewip het en allerlei goed gedoen het by die werk of by die skool? Wat maak jy? Wat maak jy as jy naak voor die Here voel? Of skaam voor die Here voel as gevolg van iets wat ek gedoen het? En dis 'n baie belangrike vraag. Want elkeen van ons in die lewe kom by daai vraag baie meer as net een keer hoor. Baie van ons kom miskien uit daai vraag uit. Dalk in die week, dalk vanoggend, dalk eers deur die aand, waar jy rugby gekyk het, jy dalk iets gesê oor 'n rooi kaart of een of ander iets wat jy nie meer saamgestem het. Dalk sit jy vanoggend in daai situasie. Of dalk net na die diens gaan jy in daai situasie kom, maar die vraag is, wat maak jy? Hardloop jy weg? Gaan kruip jy weg vir die Here? Maak jy asof niks gebeur het en gaan dit aan soos normaal? Maak jy dit af as nee, dit is eintlik nie so erg nie. Gaan jy en gaan delete jy daai browser history op die rekenaar? Wat maak jy as jy verkeerd gedoen het? Dan jy net nie bekommerd wees nie. Stel jy nie dit weet nie, dan jy oor 80, dan jy nie bekommerd te wees oor dit. En jy let dit, Vrydag het sy verjaardag. Ons lyk nog soos 25, nee? Amen. So tydens of dan die leer van web browser history en al daai goed, as jy nie bekommerd. Maar wat maak jy? Wat doen jy as jy verkeerd gedoen het? Nee, pastoor, ek doen nie sonde nie, dan doen jy sommer nou sonde.
En die een wat sê, hy het geen sonde nie, hy oortree sommer dan maar. Of hardloop u na Jesus toe en sê, Here, vergeef my nog een keer. Forgive me, Lord, and try me one more time. Wat maak jy as jy oortree? En soos ek sê, is 'n baie belangrike ding. En ons gaan so vers gaan. Ons gaan vers 8 en vers 9 gaan ons lees. Frans is Genesis 3, vers 8 en vers 9. Vers 8 sê, en hulle het die stem van die Here God gehoor, terwyl hy wandel in die tuin, en die aandwindjie en die mens en sy vrou het hulle verberg vir die aangesig van die Here tussen die bome van die tuin, mens kan as dit struike en bosse. Toe roep die Here God na die mens en sê vir hom, waar is jy? Net eers daai twee. Nou, Adam en Eva, soos ons almal weet, het 'n foutjie gemaak. Hulle het 'n oopsie gemaak. Dis die eerste keer dat hierdie twee mense nou dit gedoen het. Dis die eerste keer wat hulle oortree het. Die gewoonte van die Here was, hy kom af van die koel aandwindjie. Dan voordat ons daar na die profete wat in die berg staan, en die wind waai, en die vuur kom, en alles kom, en die Here is nie daar nie, en toe die koel windjie daar is, toe's die Here daar. Moenie altyd die Here soek in die groot goed nie. Moenie altyd die aangesig van die Here soek met iemand wat spring en skree en allerlei goed doen nie. Kom in die eie sagtheid voor die Here. Dis daar wat die Here met jou persoonlik praat. Maar die gewoonte was, die Here kom af en hy kom wandel saam met sy kinders. Weet jy wat wandel is? Wandel is, jy stap stadig, jy kyk vir hierdie bossies en plantjies, jy kyk vir daai diertjies wat daar rondgaan. Hy wandel, hy praat met hulle soos vriende, want die Here het 'n behoefte daaraan dat ons met hom 'n verhouding het. Dit is nog wat ons tema hierdie jaar is, nader tot die Here en hy gaan tot jou nader. Neer my nader nie. Ons moet nader aan die Here kom, want die gewoonte was, die Here kom, en dan kom wandel hy, saam met Adam en Eva. Verbeel jouself, jy is daar in die tuin, en jy hoor, die Here kom, jy sien die windjie waai, en die hardloop nader om te gaan groet. Die van een wat getroud is, verbeel jouself, is daai dag op die troue en die man of die vrou kom aangestap, dan is haar blydskap in jou siel. Jy wil net by hom wees, jy wil daar kom by haar, by hom en net praat. En dis die gewoonte gewees. Here, vandag het ons weer die leeu's gesien, ons het weer gevryf. Weer die klein welpies gevat en in 'n maag gekielie. Toe ons klaar is daar, toe stap ons toe. Ry ons op die olifant se slurp, ons gaan praat met hierdie en daai. Hulle vertel die Here wat gebeur het en die Here wys vir hulle die geheimenisse van die heelal. En ons niks weggesteek nie. En Adam en Eva, dit wat hulle doen is hulle fout doen, so hardloop weg en hulle kruip weg. Toe die koel aanpriesie hoor en hulle besef, die Here is op pad, wat maak hulle? Hulle hardloop en hulle gaan kruip weg agter die bome, dat die Here my net nie kan sien. Wat gaan fout in ons lewe as ons iets verkeerd doen en ons hardloop weg en ons kruip weg? Ja, dit is menslike natuur, nie geweet. Menslike natuur is ons iets verkeerd en is om weg te hardloop en weg te kruip. 'n Maklike voorbeeld, as jy ooit 'n kind gehad het, die eerste keer wat daai kind, dis nou as hulle kan stap en rond kan beweeg, as hulle nou regtig iets stout doen, soos as hulle 'n pen vat en hulle skryf op die muur. Jy jou kinders het gedoen. Marco, moenie waar nie alle kinders het gedoen, maar nie het jy. Die eerste keer waar daai kind gaan en hy teken vir sy ma blommetjie op die muur. Hy probeer net goed doen. Nou besef hy het verkeerd gedoen. Wat maak daai kind? As die pa vir die ma roep, kom hy sommer net nader gestap. Wat maak hy? Sien? Hy hardloop. En hardloop hy net om die huis heel net. Hy hardloop en hy gaan kruip weg. Kan die Rina, kan die sy kinders ook gedoen? Hulle hardloop en hulle gaan kruip weg. Weet jy wat, nee?
ek kan nie agter die ding vir die wegkry nie. Dis wat Adam en Eva gedoen het. Hulle het gehardloop en vir die Here weggekry. Dis wat ons kinders het ook doen. My ouma het altyd gesê, sy kan sien as ons jong in ons oor. En as ons waar iets vertel, dan maak ons so, ek as hy niks sien. Maar die mense die natuur om weg te hardloop en te gaan wegkry. En ons dink is net kinders wat dit doen, maar ons as groot mense doen dit ook. Ons as groot mense hardloop ook weg en kruip ook weg. Dis die waarheid. As ek iets doen en ek voel skuldig, ag, blyk eerder Sondag by die huis. Ek gaan nie kerk toe. Ek kruip daar in my kamer weg. En ek weet die mense wat siek is siek. Ek glo, ek weet. Maar pastoor, ek het nou pyn in my toon vanoggend, ek gaan by die huis bly. Jy kruip weg vir die Here. Ek dink jy kruip weg vir die Here. Of nee, pastoor, ek het besluit, ek gaan net so 'n bietjie terugstaan. Ek gaan nou nie tamboerijn speel vandag nie. Ek gaan 'n bietjie terugstaan. Ek kruip die weg vir die Here. Ja, is eina. Want ons almal doen dit. Of ek daag net nie op nie. As ek nie opdaag nie, gaan die pastoor nie my boodskap stuur dan onthou ek die Here. En ons dink ons kruip weg vir die Here. Ons dink hy kan ons nie sien nie. Maar soos ek sê, dis net so wat ek kruip agter hierdie weg vir die Here, want hy is ons. Of ek nou verkeerd gedoen het en ek bly by die huis. En of ek verkeerd gedoen het en kom kerk toe. Die Here sê my in 'n geval. Dan gaan hy my sê, ja man, ek sit vanoggend hier, partykeer kry ons by die Here weg in die kerk. Ons kruip in die groep weg. Ek kom kerk toe, kom selfgroep toe, as daar aandienste is, gaan ek aandienste toe, as daar kerk braai is, as ek daar, maar ek is ook nie heeltemal regtig daar nie. Want die Here moet nie kom inmeng in my goedjies. Want jy sien, ons as mens is nie bang vir die sonde nie, ons is bang vir die nagevolge. As ek my kinders wegkryp, Nico is jou like to be meeskryp, as hy bang vir die nagevolge, wat kom? Is dit nie so nie? Sjeline, as Marco weggekryp, het jy hom gekryp, en ek met hom gepraat, of ek hom nie Handelinge 5 geleer. Ja, hulle is bang vir die nagevolge, en ons as groot mense ook. Wow, nee, wat net nou bring iemand my sonde uit, net nou praat iemand daaroor, dan moet ek die waarheid praat, dan blyk er by huis. Die vraag aan u is, hoe kruip u weg vir die Here? Waar kruip u weg vir die Here? Het sluit aan by wat doen ons as ons verkeerd gedoen het. Het ek ewe skielik nou 'n pyn in my arm? Of kom ek gesê, Here, ek is skuldig. Jy sien, die Here kom ek vra staan in vers 9. Daar staan, toe roep die Here God na die mens en sê vir hom, waar is jy? Het die Here geweet Adam en Eva het verkeerd gedoen? Ja, hy weet alles. Maar het jy gesien, die Here storm nie daar in die tuin en met donder slaan wolke en sê, hey, julle het arme gruwels. Nee, hy kom nog steeds op sy sagte manier en hy sê, waar is jy? Jy sien, want ons moet enig hê, en as dit enigste ding is wat onthou, die hele dag, die Here soek jou. En die let die Here soek dan nie. Net aan die weg is nie, maar hy soek dan nie sy nabyheid. Hy soek om naby ons te wees, en al hy die mense fout gedoen, kom hy in en hy sê, waar is julle? Kan jy self indink, jy doen iets fout, en jy bly by die huis, en die Here staan hier voor die kerk, en hy sê, waar is jy? Waar is jy?
Want die Here soek u. Die Here soek vir George. Hy wil hê George moet naby hom wees. Hy soek Lanay, want hy wil hê Lanay moet naby hom wees en met hom praat en hom vertel wat daar aangaan. Die Here soek ons. Frans het vir ons vers 10 en vers 11 op. Vers 10 sê, hier's Adam aan die woord. En Adam antwoord, ek het 'n geruis gehoor in die tuin en gevrees, want ek is naak, daarom het ek my verberg. En ons staan gestil daar. Die Here kom in die tuin soos altyd, en hy vra vir Adam, waar is jy? En in plaas daarvan dat Adam kom en hom sê, Here, ons het fout gedoen, praat hy oor sy gevoelens. Here, ek het u gehoor, en toe word ek bang, en is 'n nuwe gevoel vir my, en ek voel naak, en toe kruip ek weg, vir die Here. Plaas kom en wees eerlik met die Here. Maar nee, hy maak het oor homself. Het jy gesien hoe baie ek is daar in vers 10? Ek het 'n geruis gehoor in die tuin en gevrees, want ek is naak, daarom het ek my verberg. Maar ons het nie ook baie keer oor myself nie. Oor my gevoelens het seer gekry. Daarom gaan ek eerder dit of dat doen. Daarom gaan ek eerder by die huis bly. Daarom gaan ek nie vandag werk nie. Want ek is nog nie lus vir die baas nie. Smaak het oor myself. O, daai by die werk, is beter as ek. Nou voel ek skaam oor my werk. So ek bly eerder by die huis. Hoor, die pastoor het iets gepraat en nou voel ek ongemaklik. So nou bly ek eerder by die huis. Het gaan oor my, het gaan oor hoe goed ek is, het gaan oor wat ek kan doen, het gaan oor my gevoelens, wat ek is naak, en ek is skaam. En waar kom die Here in die prentjie in? As dit net gaan oor ek, as dit net gaan oor my, as dit net gaan oor my gevoelens, moet ek altyd net gemaklik wees? Nee, juist nie. Niemand groei as hy net gemaklik is nie, hoor. Vat 'n plant en plant hom op 'n gemaklike plek. Ja, dan gaan 'n boompie kom, maar as daar 'n storm kom, wind opkom, daai boompie gaan val. Vat 'n plant hom waar 'n bietjie ongemaklik is, dan warm, dan koud soos die laaste paar weke hier by ons. Jy dan nog steeds nat lê, nog steeds van kunsmis gee. Maar as die wind dan kom en die storms kom, gaan hy staan. Ons is ook so. As dit net gemaklik is, ek kan vir week na week mooi goedjies uit die woord uitbring, hoor. Goed om te sê hoe mooi en hoe goed en hoe sterk hy is en hoe lief hy het jy lief. Maar om Marieke so op te bou, dat sy voel sy is die koningin van die heelal. Ek het elke week doen, maklik. Baie skrif oor. Baie makliker, ek van die skrif wat nie daaroor is en verdraai dit en maak het oor dit. Maar weet as die Here na my toe kom, en sê Tersius, jy moet 'n bietjie Bybel lees, jy kort, dan is dit nie so gemaklik altyd nie. Maar as ek dan Bybel lees, dan groei ek, en ek hoor interessante goed, gisteraand ry ons terug van 'n ding af. En ek spot met vrou en die kinders, die radio iets op, en die ou praat allerhande nonsens, ek kan nie eens onthou wat, hy het so herhaal. Ek sê, hy nie ou met ander, dan sit ek die Bybel op. En hulle lag vir my in die kar. Ek sê, ek het net een sede in my kar, as die Bybel is, Matteus 6 ergens is daar, so hy is. En toe ons stop by die huis, toe drink ek die sede net om vir hulle te wys. En daar's een sinnetjie wat daar uitkom, en het slaan my tussen die oë. So volgende week gaan ek weer daar bedien, as die Here my spaar in my hand. Maar as ons die woord lees, is dit nie altyd gemaklik nie, hoor. Ja, ons dien die Here wat wonderlik is. Maar ons dien ook die Here wat vuur stuur en 100 mense kan laat verbrand. Ons dien 'n regverdige God. Ons dien 'n God wat sê ja en nee is. So die woord kan nie altyd net gemaklik wees en net lekker wees vir my nie. My is 'n lekker woord, nie hoekom dit is.
En jy sien, nadat Adam het alles oor hom gemaak het, oor my gemaak het, oor my gevoelens, Here, want ek is nou naak en ek is nou skaam, sê die Here vir hom, hoor die man, in vers 11. Wie het jou te kenne gegee dat jy naak is? Het jy geëet van die boom waarvan ek gesê het jy mag nie eet nie? Ons goeie ouers doen dit ook, né? As daar nou 'n blommetjie op die muur is, dan probeer ons kinders die geleentheid bied to come clean. Nee. Dan sê Shelien vir Marco, wie het die blommetjie geteken? Dan staan Marco met die pen in sy hand. Weet die mama? Maar sy ma gee hom 'n kans om te sê, as ek gewees, ek het vir mamma 'n blommetjie geteken, omdat mamma so mooi is. En mamma verdien 'n blommetjie. Ons gee die kinders 'n geleentheid, die Here gee ons ook 'n geleentheid. Hy sê, waar het jy gehoor jy is naak? Sekerlik het jy tog nie geëet van die Here weet ek geëet, soos wat ons vir die kinders op die mens geteken. Dit is nie 'n spaceship wat afgekom het en mannetjies geteken en vlieg hulle weg nie. Dis een van ons kinders. Ons het eweslik nou 'n vensterstuk in dis waar die kinders buite cricket gespeel het. Was hier nou van die golfbaan op sy bal te staan, een van die kinders gewees, ons gee hulle kans, jy hoor nie, wie het die venster gebreek? Hier is die waarheid. Sit nie so nie. Julle twee is in die waarheid, as julle iets fout doen, begin jou ma en jou pa julle kans om ja. Miskien is ons bietjie sagter op hulle as hulle die waarheid, want as hulle leer om die waarheid, maar beteken kry nog steeds pa. Want hulle weet nie meer teken. Die Here sê, wie het vir jou gesê? Hoekom? Want die Here soek ons teenwoordigheid. Die Here kon baie maklik uit die hemel uit Adam en Eva doodgeslaan het en twee nuwe mense gemaak. Maar hy doen nie, hy gaan af, hy gee hulle kans om te sê, hoorie, ons het gefouteer. En nou kom ons hier by vers 12 en vers 13. En Tom en die Kies is nou die oudste laai in die boek, hoor. Dis nou die eerste groot leen wat almal van ons nou nog gebruik. Kom ons lees gou dan. Nee, en die mens antwoord, die vrou wat U my gegee het om by my te wees, sy het van die boom gegee en ek het geëet. Daarom sê die Here God aan die vrou, wat het jy gedoen? En die vrou antwoord, die slaaf het my bedrieg en ek het geëet. Wie van julle het dit nog nooit gedoen nie? Ons noem dit sommer passing the buck. Nee, ons stuur in die blaam aan. Hoorie Marlies, is dit jy gewees? Nee, is Lia gewees. Lia, is dit jy gewees? Nee, is Stompie gewees. Stompie, is dit jy gewees? Nee, is Jumari gewees. Jumari, nee, is die hond, hy het dit gedoen. Ons gee die blaam aan, dis die oudste leen in die boek, hoor, dis die eerste nou wat ek reg so gesê word. Dis die oudste triek in die boek, kom jy aan? Mense met een kind sal nie heeltemal verstaan, maar as jy met bietjie meer kinders werk, as jy 2 kinders het of 3 kinders op die sondagskool of by die skool as by die rugbyspan, en iemand 'n fout maak, nee, is hy gewees. Nee, is hy gewees. Nee, hy het die bal hy het verkeerd gepas, hy het verkeerd gevang, hy het verkeerd geskop, hy het verkeerd gedit, hy het verkeerd gedaan. As jy nou by die huis kom, vat die telefoon, dan kyk jy wat sê Frans. Frankryk, die Franse span, Le Bleu, wat nou gisteraand verloor het. Daar gaan allerhande verskonings wees. Nee, is nou die gras wat nat was op die afrigter wat verkeerd was. Die afrigter gaan sê die spelers het nie geluister nie. En hierdie ou gaan sê is dit en daai gaan sê is dat. Dis niemand se eie skuld nie. Dieselfde met hulle. Nee, is nie ek gewees nie. Is Eva gewees. Eva sê, as jy ek gewees, is slang gewees. Want of val ek nie. Het is makliker om iemand te blameer as om die skuld self te vat. Is dit nie so nie? Amen. Het is makliker om te sê, nee, is dan nie wat ek ook nie geweet het, sê ek gewees. Al het ek omgeet, al sê die krummels nog hier op my wand. Ons weet nie jy gewees dan, nie waar nie. Net 'n hoofstuk voor hierdie, is een van die beste ding ooit gewees wat aan hom teëgekom het. Het jy gesien? Sy is vlees van my vlees, sy is my manin, sy is die volmaakte vrou aan my sy. Nou is dit, Here, alles was perfek toe ek alleen was. Toe ek 'n bachelor was en hier in die tuin rondgestap het, was al nie sulke goed geweest.
Maar die oomblik toe jy my nou hierdie vrou gee, ai, eers nou sal weer die tyd hê. Ek gehoor van Adam wat by die Here kom, hy sê vir meer 'n kort 'n maand, maar sy moet perfek wees. Haar oë moet so lyk en haar hare moet so lyk, haar lyf moet so lyk, sy moet dit doen en dat doen en dit en dat. Die Here sê vir hom, wat gaan jou arm en 'n been kos? Adam sê, wat kan ek vir 'n rib kry? Dink bietjie daaraan, lag jy by jy, mag lag. Maar Adam blameer nou die vrou. Toe die slang kom by Eva, toe sê die slang vir Eva, die Here gee julle nie genoeg nie. Het hy regtig gesê julle mag nie van hierdie eet nie? As hy julle alles gegee het, dan sê hulle ons van hierdie wat kon eet. Toe oortrede. Nou kom die Here, wat maak Adam? Jy gee my te veel as die vrou. Maar meer as dit, hy blameer die Here. Hy sê, die vrou wat u my gegee het, is 'n slegte vrou. Die geskenk wat u vir my gegee het, is 'n slegte geskenk. Is sy wat oortree, is sy wat gemaak het, dat ek fout doen. En nie was staan verbaas, toe die Here met haar praat, nee, is die slang gewees. En die Here gaan op die slang kom. Dis 'n ander preek ons eie. Maar ons wysvinger, en ons wysvinger, is Korlyn gewees. Korlyn sê, nee, is om Johan gewees, om Johan, nee, is om Eugene gewees, om Eugene wysvinger vir Lenay wat die koekie geëet het, en Lenay wysvinger vir Anne, en Anne wysvinger vir Lindy, en Lindy wysvinger daar vir Pieter, en ons almal hou net aan vingerwys, en niemand van ons is die wat fout gedoen het. Maar die Here soek jou. Die Here soek op dit nie. Die Here soek kaarsjes. Weet jy wat? Iets wat al meer van die gebed het, weet ons vandag. Van hier af, van hierdie oomblik af, alles verder in die woord, gaan oor een ding, om my en u te red. Tot hier was in die begin van alles gewees. Na hierdie is die plan om my en u te red. Tot waar ons in Openbaring in die hemel ingaan. Of die nuwe Jerusalem, hoe jy dit ook al wil sien. Of die nuwe hemel en die nuwe aarde afkom, ons almal weggaan, maak nie aan my saak, solank ek by die Here is. Amen. Maar alles van hier af, alles van in die middel van die Genesis 3 af en verder, gaan oor die redding van my en u. Net hierna begin God van Jesus praat, wat gaan kom. En jou saak sal sy kop vermorsel. Hy praat van Jesus. Hulle het daai tyd nie geweet nie. Weet jy hoekom? Want almal tot hier en ons nog steeds bly vingerwys, want dis nie ek nie, is Julie gewees. Sy wat in die aircon aangesit het, dis ek moet so warm is. Maar ek het iemand wat nie 'n vinger gewys het. Ek het iemand wat gesê het, ek het Tarsius ongeregtigheid, gee dit vir my. Ek het iemand wat gesê het, ek is volmaak, maar gee sy ongelukkigheid, gee dit vir my. Ek het iemand wat volmaak is en sê, nee, gee Anse hierdie vir my. Of gee daai ou se dit vir my. Ek het iemand wat volmaak is, wat gesê, moenie bekommerd wees as jy moord gepleeg het, ek sal dit op my vat. Ek het iemand wat nie 'n vinger wys nie, maar wat sê, ek is volmaak, maar ek sal gaan, Vader. Want ek soek vir George, en ek soek vir Eva. Ek ken iemand wat sy alles gegee het vir my nie, 'n volmaakte persoon en al ons foute op hom gevat het. Hoekom? Want hy soek jou. Hy soek vir Tannie Renel. Hy soek elkeen van ons. Vat net hierdie vandag uit die boodskap uit, die Here soek ons. Want ek het nie ook 'n verantwoordelikheid om dit wat ons verkeerd doen by die Here reg te maak. Ek het nie ook 'n verantwoordelikheid vandag om as ek gefouteer het, nie weg te hardloop nie. Die weghardloop is weg, is klaar, is verby. Is baie maklik. Ons leer in 1:9, 1 Petrus 1 vers 9. Bely mekaar julle misdade.
Here is getrou en regverdig en hy sal dit nie julle wegvat. Dis so maklik soos dit. Ek moet my hart vir die Here gee, want hy is die een. En dan moet ek my hart skoon hou, want dis sy hart. Dis sy lyf, dis sy liggaam, dis syne. Ek behoort aan hom, behoort nie aan myself. Nou ten slotte gaan ek vir ons 'n liedjie opsit, of Frans gaan 'n liedjie opsit, een van my vriende het dit geskryf. Ons het so 2 weke terug het ons gesprek gehad, een Dinsdag aand, ek en hy en 'n paar ander ouens. Frans het vir ons 'n liedjie op. Amen. Besef u die Here smag om saam met u te loop. Maar ek kan ons nie wegkry nie. Ons kan nie weghardloop nie. Smagting van 'n Vader om saam met sy kinders te wees. Kom ons lê by. Here, baie baie dankie dat ons vandag die geleentheid het om te weet, Here, u smag na my. Dankie Here dat u met my 'n verhouding wil hê. En so ek elkeen wat hier sit en elkeen wat luister,
Here, help ons om daar uit te kom, Here, dat ons saam met U kan stap in die sagte aandbriesie. Here, ek dit wat ek verkeerd doen, Here, kan wegkry. Here, ek kan uitkom by U in U guns, U goedheid en U liefde. In die wonderlike naam van Jesus. Amen.